Hoe ver nog? Ons behoort meneer Gorman se asteroïde binnekort op ons beeldskerm te hê, hoogheid. Die al ewige sakereise put my uit. Ons moet nou klaar speel met kaptein de la Rey en sy gespuis. Dis hy wat tussen ons en oorheersing van die heelal staan. Daar is die asteroïde nou net, my prins. Laat my met Gorman praat. Meneer Gorman, wees asseblief gereed. Ons kom land. Karnati. Verwaande vent. Identifiseer hom nie eens nie. Identifiseer die ruimtetuig asseblief. Hoor, dis Karnati, Prins Karnati van Kroegel. Los die speletjies. Hoogheid. 'n aangename verrassing. Kom land gerus. Verwaande vent. Gorman maak of hy nie my stem herken nie. Maar om ons doel te bereik, moet ons seker sy vermetelheid verduur. Gorman is nie onontbeerlik nie, hoogheid. Ek sal van hom gebruik maak solank dit my pas. Daarna raak ons van hom ontslae. Permanent ontslae. Dag sê prins, waaraan het ons die besoek te danke? Vra jy my nie om te sit nie? Natuurlijk, hoogheid. Skoon toch. Sit gerus. Ek wil nie oor koetjies en kalfies praat nie, meneer Gorman. Ek wil vandag oor die vernietiging van die aarde gesels. Vir my moet daar altyd 'n winsmotief wees, prins Karnati. Wat doen jy aan die hand? Wanneer ons die aarde verslaan het, sal uw planeet van herkoms 'n krokonkolonie word, meneer Gorman. Ek bied u die pos, gouverneur-generaal van die aarde aan, met aanspreeklikheid direk aan my. Gouverneur-generaal? Ja, prins Karnati. Klink glad nie sleg nie. Lekker naweek gehou, Adam? Ja, dankie, Bucks. Man, nou was hierdie blonde bikini-noontjie. Luitenant, ek weet waarom jy altyd die vroulike geslag op hulle uiterlike takseer. Dames kan ook intelligent wees, weet jy? Lida, jy is een van die min wat verstand en skoonheid het. Ag, kaptein, ek sal veel eerder 'n akademikus as 'n prikkelpop wil wees. Maar, goed dan. Hoe lyk ons veiligheidstoestand? Alles is die afgelope tyd stil, kaptein. Miskien te stil. Ja, nee. Krokons is maar altyd aan die kwaadstok. Kyk, Gorman, dit is vir ons belangrik om kaptein de la Rey en luitenant Buys weg te lok van die aarde af. Weglok? Waarvoor? Daar's 'n paar redes. Een is dat ons hulle gevange wil neem. Waarom nie net doodskiet nie? Ons sal hulle ruimtetuig nodig hê. Ek dink hulle noem hulle ruimtetuig Impala 1. Wat beteken dit? Dis 'n rooibok. 'n Soort dier wat deesdae net in dieretuine en parke op die aarde gekry word. Wat het 'n bok met 'n ruimtetuig te doen? Dis maar net 'n gewoonte. Alles wat vlieg kry 'n bok se naam. Blesbok, waterbok. En wat is 'n springbok? Dis die naam van 'n rugbyspan. En wat is rugby? Ag, toe maar vergeet dit. Ek sal die aardmense nooit verstaan nie. Ja, kerels. Die krokons het al 'n hele paar maal probeer om vir die aarde probleme te veroorsaak. Het lyk my nog 'n oorlog is onverwendbaar. Op die lange duur altans. Op die kort termyn moet ons alles in ons vermoë doen om die vrede te bewaar. Ons is beskaafde wesens. Ons kan nie toelaat dat die interplanetêre volkerorganisasie ons van aggressie aankla nie. Wat is dit met die krokons? Hulle weet toch seker dat hulle goed sal seker as daar oorlog kom. Dit is iets wat ons nie kan verstaan nie, luitenant. Dit mag hebsug wees. Of hulle mag miskien net anders ingestel wees as ons. Dit wat ons in is, sal ons beskerm. Dit sal ons. Gifus. Verstaan ek reg? Ek lug aardbasis in dat ek 'n noodsein ontvang het van 'n ver afgeleë planeet. Daar sal so 'n sein wees, maar dit sal net 'n opname wees. Jy moet net die aardmense se aandag daarop vestig. Ja, Rey en Buys word uitgestuur om ondersoek te gaan instel. En ons neem hulle gevange. Hyk, prins Karnati, pyk. Die keer sal ons slaag.
Daar is hy, die noodsein waarvan Karnati gepraat het. Kom ons gaan vertel vir Interster. Maar die kastige ruimtevragorganisasie wat eintlik aan die aarde se geheime diens behoort. Interster, Borman vra toestemming om te land. Ek wil graag die professor spreek, hoor. Meneer Gorman, u het toestemming om te land. Aanloopbaan 2, oor en uit. Wat is dit, Lida? 'n onverwagte besoek, professor. Meneer Gorman wil u spreek. Hy land nou. Gorman, hè? Stuur hom na my toe. Ja, professor. Golflengte 7603. Ja, professor. 'n noodsein op golflengte 7603. Gebruik die kodemasjien om dit te ontsyfer, Lida. Goed, professor. Sarok. Nooit daarvan gehoor nie. En ons moet gaan help. Ek het die sein heel toevallig opgevang. Ek het gedink het sal beter wees om eerstens en persoonlik na u te kom. 'n Ruimtevragmaatskappy. Ons wil nie die aardmagte nou op hol jaag nie. Dalk is dit net die een of ander grapmaker. Maar ek skat, dit is 'n egte noodsein. Het klink vir my ook so. Kan kaptein de la Rey en luitenant Buys uitstuur, maar wie sal die onkoste betaal? Ons is 'n ruimtevragmaatskappy, soos u reg opgemerk het. Ek sal die onkoste betaal, professor. Ek dra die belange van al die bewoners van die heelal op die aard. As daar moeilikheid is, wil ek graag help. Nee, Pikkie, ons gaan nie om as jy saamgaan nie. Maar dis 'n roetinevlug. Ons gaan maar net verken en terugkom. Dink jy nie jy sal vir juffrou Villiers van groter nut wees nie? Nee, kaptein, dis stil hier by beheer en buitentent. Ek wil graag kyk hoe lyk die mense van Sarok. Gaaf, Pikkie. Nou ja, voorspoed julle. Ek sê dit maar nou voor die professor my weer uitvang dat ek die radio daarvoor gebruik. Alles in orde, luitenant. Gereed om te vertrek, kaptein. Para 1 vra toestemming om te vertrek, beheer. Oor. U het toestemming om te vertrek, luitenant, oor en uit. Ons gaan kyk of die bewoners van Sarok werklik hulp nodig het. Ons koers, kaptein. Pikkie. Om by die sterrestelsel M31 uit te kom, kaptein, behoort ons koers 36XP in te slaan. Al die syfers en letters klink soos die registrasienommers van die motors wat hulle in die 20ste eeu op die aarde gehad het. Motors, Masjiene wat mense vervoer het, Pikkie. Dit het petrol en olie verbruik. olie, 6. Het hulle die elektrisiteit gebruik nie? Elektriese motors het eers later gekom, Pikkie. Genoeg geskiedenis, kerels. Hyperverstelling, luitenant, nadat ons vir aardbasis laat weet het. Impala 1 gaan nou oor na hyperverstelling aardbasis. Hoor? Boodskap ontvang, Impala, oor en uit. Mooi so. Kom ons laat weet vir Karnati dat hulle op pad is. Plan Sarok in werking. Herhaal. Plan Sarok in werking. Oor en uit. Land op Zarok. De la Rey is op pad hierheen. Moet ek by die senderland hoogheid? Tuurlijk onnozel. De la Rey gaan die sein volg en as hy by die sender uitkom, hit ons op. Trek die ruimtetuig onder daardie orang in, sodat de la Rey ons nie kan sien.
kan nou hyperverstelling beëindig, kaptein. Ons is feitlik daar. Goed, Bikkie. Daar sy. Dit moet Zarok wees. Die noodsein is baie sterk. Luitenant, volg die sein totdat ons die senter kry. Bly doodstil totdat hulle land en uitgeklim het. Die sein word beslis sterker. Die sender moet nou reg onder ons wees, kaptein. En tog is die landskap verlate. Ek wonder waar die bewoners van die planeet is. Ek dink ons moet die hele ding los en huis toe gaan. Nee, Adam. Ons is nou hier. Kom ons land en stel ondersoek in. Ek sien niks nie. Kom ons waai. Okay. Wat is dit wat daar staan? Dit is die sender wat ons gevolg het, kaptein. Dan is daar 'n groot fout. Dis 'n lokval. Ja, de la Rey, dit is 'n lokval. En jy is daarin gevang. Wat 'n slim set het jy nou weer bedink, Karnati. Dit sal ek op Krokom verduidelik, de la Rey. Julle driekies kom saam met my in my ruimtetuig. En een van my manne sal Impala, dis reg, né? Impala beheer. Hiermee gaan jy nie wegkom nie, Karnati. Kyk maar, de la Rey. En jy sal sien hoe kom ek hiermee weg. Toe, stap! Impala 1 gereed om op te styg, Prins Karnati. Karnati, as daardie skobbejak van jou een enkele duitjie in Impala maak, is daar pere. Wag maar totdat jy sien wat ons met jou liewe Impala gaan doen. As ons eers op Krokom is. Hy sal beslis nie meer dieselfde wees nie. Impala 1. Aardbasis hier. Oor? Steeds niks nie, Lida. Nee, professor, hulle antwoord nie. As daar 'n groot fout. Hulle moes lankal laat weet het hoe die soektog vorder. Die hele ding het van die begin af en aardig gelyk. Ek moes hulle net nie laat gaan het nie. U moet u nie verwyk nie, professor. U het die regte besluit geneem. 'n Mens kan nie 'n noodsein verontagsaam nie. Ja, Lida, maar hulle is my beste manne. As hulle iets moet oorkom. Nou nie meer lank nie, de la Rey. Sal ek jou vertel wat ek beplan? Ja, Karnati. Vertel maar dat ons solank ons eie planne kan maak om te ontsnap. Die keer nie, de la Rey. Ons gaan van Impala 1 'n reuse kernwapen maak. Ons gaan julle ruimtetuig van hoek tot kant met kernbomme toepak. Dit sal die grootste enkele kernwapen wees wat nog in mekaar gesit is. En wat sal dit jou in die sak bring? Baie. Ons stuur Impala met outomatiese beheerstelsels terug na julle sonnestelsel toe. En ons laat hom in julle son ontplof. Die son is as dit ware 'n nimmer eindigende kernontploffing. En wat sal dit help? Die kernontploffing sal die bestraling van die son vir 'n tydjie effens laat toeneem. Nie baie nie, maar genoeg om die mensdom op die aarde, so te sê, uit te wis. Die aardmense sal as ware in hulle eie vet braai. Ja, as ons dit kan verhoed nie. O, maar julle sal dit nie kan verhoed nie. Julle sal aan boord van Impala 1 wees wanneer dit in die son invlieg. Ons land binnekort op Krokom, my prins.
Jy sien Delarey, ek het Impala 1 nodig gehad om die verdedigingsstelsels van die aarde binne te dring. Dit sou ek nooit met my eie ruimtetuie kon gedoen het nie. Ek dink dis 'n laaste op 'n doodsyn so. Bly stil, jou liederlike klemmasjien. Jy sal ook saam met Delarey en Buys tot niks gaan. Liever dit as in jou teenwoordigheid, jou akelige skepsel. Genoeg. Onttrek sy krag. Dit kaptein, hulle neem my elektrische kracht van my af weg. Hulle neem my elektrische kracht. Daai stemmetjie het my begin irriteer. Neem hulle na die Impala toe. Julle kan nie 'n pinkie verroer nie. Ek kon nie 'n beter einde vir julle uitgedink het. Totsiens, Delarey. Dit is die laaste keer dat ons sal ontmoet. Die outomatiese beheerstelsel sal Impala 1 en sy kosbare vrag veilig in die son besorg. Hyperversnelling vir Impala 1, sodat Delarey en Buys nog vinniger in hulle peetjie geblaas kan word. Naby hulle son sal hyperversnelling outomaties afgeskakel word. Nee, professor, ek is jammer, as nog geen tyding nie. Ag ja. Laat weet maar as jy iets hoor. Dadelik, professor. Teen die tyd behoort hulle naby die son te wees. Dis Impala. Impala 1. Impala 1 aardbasis hier oor. Impala 1. Impala 1 aardbasis hier oor. Impala, pyl reg op die son af. Dis klaar praat met hulle. Impala 1. Impala 1 aardbasis hier oor. Knap, uitstekend. Oor 'n paar minute is dit alles verby. Ons radarskerms het hulle bespeer net nadat hulle ons sonnestelsel binnegekom het, professor. En hulle antwoord nie op ons uitsendings nie. Nee, glad nie, professor. Wat word van hulle? Ek weet nie, Lida, maar daar moet vinnig iets gedoen word. So nie is hulle dood. Is dit alles verby? En dan is ek die heerser van die heelal. Kaptein, ek het veerkracht. Die laai my batterye pats. Ek voel nou baie sterker. Die son se laai my batterye. Professor, Impala het van koers verander. Hulle beweeg nou weg van die son af. Impala 1, aardbasis hier voor. Aardbasis, ons is baie
siek. Ek gaan probeer land voordat ek opkap. Hou uit, Pikkie. Hou uit, asseblief tog. Wat sal daar nie niks werd robot nou al my planne gestaan en vooruitdoen? Stadig, Pikkie, stadig. Gebruik jou tyd. Kom land net wanneer jy gereed is. Ek doen my bes, juffrou. Reël asseblief vir 'n ambulans. Pragtig, Pikkie, pragtig. Jy het geland, jy is veilig. Vlaks, Karnatie het alles weer verbrou. Hy's net so dom soos hy spul krokons. Waar hy mos nie geweet die robot sal ons planne verongeluk. Karnatie moes al 3 vernietig het voor hy die planeet Sarok verlaat het. Maar nee, hy wil altyd groot meneer speel. As Pikkie ons nie gered het nie, was ons lankal kuiings gebraai. Dit was sommer niks. Ons het die krokons 'n gevoelige slag toegedien, hoor. 'n Hele vragskip vol kernplofstof. En Karnatie is so kwaad, hy kan slange vang. En wat van my, meneer Gorman? Ek het 'n klomp kernplofstof boonop verloor. Dis nou in die hande van die aardmense. Dis suiwer u eie skuld, prins Karnatie. Jy moes geen kanse gewaag het nie. Dit help nie om ons humeur te verloor nie, Gorman. Ons doel is steeds om Delary en sy trawante permanent van die gras af te maak. En moenie van die robot vergeet nie. Pikkie moet die eerste een wees wat ons uitvis. Ek stem saam. Ek dink Pikkie behoort 'n toekenning te kry. Wel, ons het nog nooit 'n medalje aan 'n masjien, 'n bewegende rekenaarrobot klas 1 toegeken nie, maar onder die omstandighede dink ek tog dit is gepas. Ag nee, wat? Dit was werklik niks nie. Die kaptein en luitenant sou dieselfde vir my gedoen het. Ek dink daar's nou nog fout met Pikkie. Hy is heeltemal te beskeie. Gewoonlik is hy so vol draadwerk. En dan kan hy in sy eie oë niks verkeerd. Kaptein, u het die vermoë om 'n mooi, teer en betekenisvolle oomblik onherstelbaar te vernietig. Ek wens julle mense kan 'n bietjie bedachtsaamheid aanleer.